Goeienaand, baie welkom vir almal van julle. Wat 'n voorreg dat ons op hierdie manier kan by mekaar kom. Vir almal aanlyn baie welkom ook vir julle. Vir die klomp wat daar in Kroonstad ook by mekaar kom, wat 'n groot voorreg. Dit bly vir ons lekker dat julle kan deel wees van wat ook hier gebeur. En waar ook al jy in die wêreld insit, weet vir ons wil graag hoor van waar vir julle kom. Nou ons het vir jou raamwerk uitgedeel by Thanks Rico. Ek het vir jou raamwerk uitgedeel by die deure, of die mense vir jou uitgedeel, so die doel daarvan is net dat jy kan notas vat. En iemand het gesê die kortste potlood onthou langer as die langste gee. So miskien is daar iets wat jy wil onthou. So dis al die doel daarvan en net al die versies wat ek sommer net vir jou gee. So dis die doel daarvan. Maar kom ek bid vir ons is in ons reeks groter, beter, dieper en kom ons vertrou wat die Here ook wil kom doen. So kom ons sluit die oë. Vader, U is getrou. En wat U doen is goed. En Here, dankie vir U woord en dankie vir U Gees en dankie vir die voorreg wat ons kan hê om in U naam hier by mekaar te kan kom. Party van ons hier, party van ons aanlyn. Maar ek wil kom vra, Here, ek kom vra dat U deur die Gees ons oë sal oopmaak om wonderlike dinge in U woord te sien. Dat ons U woord, dat dit lewend en kragtig in ons lewe sal werk en dat ons anderste sal optree en anderste sal dink as gevolg van dit. Dat dit ons sal rig. Ek wil dat U vir ons sal kom wys, wat is dit wat U wil hê ons moet doen? Wat is die een ding? En dat U vir ons die geloof sal gee om te doen dit wat U vir ons wys, om te doen dit wat U vir ons vra en dat dit net by goeie intensies sal bly nie. Kom bedien ons, Here. Kom praat met ons, breek vir ons dinge oop. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, laasweek ons begin met hierdie reeks groter, beter, dieper en die rede vir hierdie naam is dat dis baie keer die temas van die begin van die jaar. Ons wil groter gaan, ons wil verder gaan, ons wil meer word, ons wil fikser word, ons wil nader word, ons het al hierdie dinge en doelwitte wat ons wil hê en wil bereik in hierdie jaar. Maar die gevaar is dat jy as Christen vergeet dat jy het ook 'n geestelike lewe. En dat daar sekere dinge en dat jy nie hierdie geestelike lewe moet afskeep nie. Laasweek het ek die vraag gevra, droom jy nog groot drome vir die Here? Glo jy nog dat God die onmoontlike kan doen deur iemand self soos jy? En bid jy nog groot gebede en vertrou jy dat die Here oneindig meer kan doen as wat jy kan bid of dink? En dit was, as jy dit gemis het, gaan kyk gerus op ons website alles, maar hier's wat ek gevind het. En dis hoekom ek vanaand wil praat oor beter gewoontes. Dat baie keer is daar mense met groot visie en met groot drome en hulle begin selfs hierdie groot gebede bid, maar die ruggraat wat maak dat hulle daar gaan uitkom, bou hulle nie aan die agterkant nie. En dit is so iets so belangrik en so klein, maar dit kan of jou grootste vriend wees of dit kan jou grootste vyand wees. En dit is die konsep van gewoontes. Ek en jy is wat ons gereeld doen. En daar is geen manier dat jou lewe gaan verander indien jy nie verander wat jy dag na dag doen nie. Benjamin Franklin het die volgende sê, if you take all your good habits and subtract all your bad habits, that equals your contribution to society. Dis wat jy bydra tot hierdie lewe, as jy die twee. En as daar te veel en meer slegte gewoontes is, dan is jy eintlik in die negatief en is jy eintlik in die rooi. 'n Gewoonte is iets wat jy oor en oor doen, dat jy later dink jy nie meer aan nie. Dis net outomaties. Dit vat nie eens breinkrag nie. Toe jy gestaan het in tandeborsel, het jy heel moontlik gestaan en dink aan ander goeders. Jy het nie gekonsentreer soos, bo, daar, 1, 2, 3, 4. Nee, jy het gedink heel moontlik aan die week en jy het gedink jy moet nie laat wees vir kerk nie. Jy het gedink wat jy nog moet aantrek. Jy het al hierdie goeders gedink. Of dink aan toe jy leer bestuur het. Jy was so op jou senuwees en party van julle is actually nou daar, of julle is ouers van kinders waar is. En dis sulke stywe en dis so speeltjie blinde kol en jy doen al hierdie goeders en jy gaan deur hierdie hele ding. Maar nou, na soveel jare, inteendeel jy het 'n koffie in die hand en jy praat met iemand op die telefoon en jy dissiplineer nog die kinders in die agterkant en jy weet nie, hoe het ek hier gekom? En dis deel van hoe jou brein gemaak is, maar hier is die ding, dit is ook waar vir jou lewe en vir jou geestelike lewe. Elke groot impak is die resultaat van klein en wyse gewoontes. So baie keer wil mense sê, daai ou is 'n overnight sukses, maar hulle vergeet van die jare se gewoontes wat hy gebou het, dag in en dag uit, en dan eendag breek dit deur, en hulle sien dit uitspeel binne dit. En ook so vir mense wat geestelik is, wow, daai ou het 'n wonderlike gebedslewe, wow, daai ou is naby die Here. Nie uit oor jare is daar sekere dinge gebou, en sekere gewoontes gekweek, en 'n leefstyl gekweek, wat gemaak het, dat hy daar uitgekom het. Iemand sê jou potensiaal vir invloed is 'n direkte refleksie van die kwaliteit van jou gewoontes. As jou gewoontes, die kwaliteit van jou gewoontes swak is, dan maak dit jou potensiaal minder. En as dit sterk en goeie kwaliteit gewoontes het, is daar 'n groter potensiaal vir jou om 'n verskil te maak in hierdie lewe. Daar is 'n kompetisie vir jou aandag en vir jou tyd. En jy kan of jou lewe leef deur dit te besluit in watter rigting jy gaan en watter gewoontes jy gaan kweek, of jy gaan net saam met die stroom gaan en iewers uitkom. Christendom
'n deel is dat God sekere dinge in ons verander, maar dis ook 'n deel dat ek en jy sekere dinge moet doen. In Filippense 2:12 dan sê Paulus, hy sê, werk aan jou verlossing, nie werk vir jou verlossing. Dus as jy gym toe gaan, jy werk aan jou lyf, jy werk nie vir 'n lyf nie, jy het reeds 'n lyf, maar jy werk aan hom. En ek en jy moet werk aan ons verlossing, dit moet gestalte kry, ons moet sekere dinge doen. Die evangelie is nie anti-moeite nie, dis anti-verdienste. Ons kan nie iets verdien nie, dis genade. Maar ek sê altyd vir my kinders, enigiets wat die moeite werd is, vat moeite. En as jou geloof en jou verlossing vir jou belangrik is, dan gaan dit sekere moeite vat om seker te maak dit gebeur. So ek wil jou die vraag vra, wat as vandag die dag is waarvoor jy onthou sal word? Wat is dit waarvoor jy dan sal onthou word? Wys dit iets dat jy bou op iets en jy gaan in die rigting van God se doelwitte vir jou lewe, of wys dit net dat jy net deur die lewe gaan en net float? Ek en jy, as ons 'n beter jaar wil hê, as ons 'n groter jaar wil hê, as ons 'n dieper verhouding met die Here het, is dit belangrik dat ons sekere gewoontes begin kweek. Paulus skryf die volgende aan 'n jong man Timoteus. Hy sê vir hom, maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. In ons konteks is dit baie van wat op YouTube is. Bly weg van dit. Moenie dat dit jou gedagtes so vul. Daar's al hierdie paadjies waar jy kan afgaan en dit's nuwe openbarings en jy het nie geweet die Bybel sê dit en elke jaar is daar iets anderste. En bly weg van dinge wat jou nie laat fokus op die liefde en die genade en die vergifnis en die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus nie. En dan sê hy in plaas hiervan, oefen jou liewer. Dit gaan moeite vat. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Kyk na die moeite wat 'n atleet insit om te oefen. En dis hoe dit moet lyk binne in jou om jou te ontwikkel in jou toewyding aan die Here. Party van julle het nuwejaarsvoornemens, sê okay, hierdie jaar is die jaar wat gaan fiks word en jy het meal prep en jy gaan oefen en alles en dit vat moeite. En Paulus sê dis dieselfde wat moet ingaan in jou geestelike lewe. En dan sê hy om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde. En dan gee die rede, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en die toekoms. En wat hy sê nie, moenie oefen in jou liggaam nie. Hy sê net, jy moet besef dat om in toewyding te oefen, het waarde in hierdie lewe en die ewige lewe. Terwyl om net jou liggaam te oefen, het waarde net in hierdie lewe. En maak seker dat jy sit die moeite in wat nodig is vir hierdie. In Hebreërs 5, dan skryf hy sê, in verband hiermee, het ons baie te sê, en hy praat hier met Christene wat deur dinge gaan en moeilik gaan, en hulle sukkel om sekere dinge te verstaan as gevolg van die vervolging. So hy sê, in verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, en dan sê hy, hier is die rede, aangesien julle so traag is om te leer. Julle moes nou al verder gewees het, julle moes al verder in julle geloof gewees het, die tyd wat verloof het, wat julle deel is van hierdie koninkryk van God, moes daar nou al dinge gewees het, maar julle is traag om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. Ek het gevind dat baie Christene word nie volwasse nie, hulle raak net ouer. Die feit dat tyd verloop beteken nie dat jy geestelik groei nie. Om geestelik te groei, gaan 'n besluit vat van ek wil geestelik groei, en dit gaan die moeite vat en besluit te neem dat ek moet sekere dinge begin doen om geestelik te groei. Dit gebeur nie outomaties nie. Jy dryf nie in dit in nie. Jy moet daaraan werk. Jy het nie die vakansie in 'n sixpack ingedryf nie. Jy moet daaraan werk sodat dit kan gebeur. En baie Christene sukkel met hierdie. Hy sê, 'n mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind, hy is nog onvolwasse in sy geloof. Vaste kos is vir groot mense, mense wat volwasse is in hulle geestelike geloof. Vir mense, en kyk nou mooi, wat oor insig beskik, en wat deur ervaring, hier is die woord weer, geoefen is, om tussen goed en kwaad te onderskei. Daar is mense wat sekere dinge in plek gesit het en geoefen het, en nou het hulle die vermoë om tussen goed en kwaad te onderskei, en hulle het insig oor wat reg is en wat die wil van God is. Maar hulle het die moeite ingesit wat nodig is. James Clear in Atomic Habits het iets van dit gesê, doelwitte bepaal die rigting. Gewoontes bepaal die vordering. Doelwitte is 'n goeie rigting aandui. Maar dis die gewoontes wat bepaal of jy gaan vorder. Almal het die doelwit van, luister, ek wil fiks raak hierdie jaar. Ek wil in shape kom. Maar aan die einde van die jaar is daar net 'n paar wat daar kom.
En die rede het te doen met die gewoontes wat hulle gekweek het. Die doelwit sit vir jou, ek moet in hierdie rigting werk, maar die vordering gebeur wanneer jy sekere dinge in plek sit, dag na dag, na dag, na dag, en dit bou op mekaar, en dit bou op mekaar, en eindelik kom jy dan by die resultate wat jy jou doelwit voorgestel het. En dieselfde is waar vir jou geestelike lewe. Dis een ding om 'n doelwit te hê, ek wil nader aan die Here groei. Dis een ding om te sê ek wil 'n dieper verhouding met die Here. Dis een ding om te sê ek wil die woord beter verstaan. Maar die persoon wat daar gaan kom is wat die gewoonte kweek en 'n leefstyl kweek wat hulle by dit bring. Nou is die gevaar dat jy kan dink, okay, Pieter, ek moet nou net gaan en ek moet net harder probeer en ek moet harder werk want dan gaan ek goed genoeg wees en dan gaan die Here my aanvaar en dan gaan ek meer heilig wees. Dis nie die waarheid nie. Jy kan nie jouself verander nie. Dis in die genade van God wat hierdie dinge gebeur. Dit begin by Jesus en dis deur Jesus en hy is ook die einde van dit alles. Paulus skryf aan Titus, hy sê, die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Ja, hierdie genade is daar wat jou tot verlossing bring. Genade is dat jy kry iets wat jy nie verdien nie. Hy maak dit moontlik vir jou. Jesus het al die werk gedoen wat nodig is, dat jy in en deel van die koninkryk kan wees en vergewe kan wees en sy kind kan wees. Maar hierdie genade is nie net vir verlossing nie. Hierdie genade voed ons op om die goddelose leefstyl en wêreldse begeerte te laat vaar. So hierdie genade help ons om los te maak van al hierdie wêreldse dinge en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te leef. Hierdie genade van God bring nie net verlossing nie. Dit maak dat ons die slegte dinge kan neerlê en die goeie dinge kan opneem en dat ons lewe anders te kan lyk. Ons het die genade van God nodig. En jy en ek het die genade van God nodig om enigstens ons lewe te verander en enigstens by die doelwitte uit te kom wat ons wil sien gebeur. En ek en jy het die genade van God nodig om sekere gewoontes binne in ons lewe te kweek. Nou ek wil vir jou 6 dinge gee. 6 in 'n sekere sin gewoontes, sekere dinge wat jy kan begin oefen, sekere dinge wat jy kan begin doen, sodat jy 'n leefstyl kan kweek, waar die genade van God dinge in bewerking bring, en dat jy aan die einde van 2026 kan sê, luister, my lewe is drasties anderste, ek het die doelwitte bereik, ek is nader aan die Here, die Here doen groter dinge in en deur my. En die eerste ding wat ek en jy moet doen is, stel God eerste. En dis die beginsel van prioriteite. Wie gaan jy eerste stel? Wie gaan eerste jou aandag kry? Die eerste geveg vir die dag is, wat doen jy eerste wanneer jou dag begin? Jesus sê, nee, beywer julle allereers, heel eerste, vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. En die dinge waarvan hy praat, is al die goed wat hy voor die tyd noem, waar ons besorg is, klere en werk en al hierdie ding. Hy sê nee, begin allereers met die wil en die koninkryk van God. My en jou grootste geveg wat ons moet wen in die oggend is tussen wie gaan eers ons aandag kry, en vir die meeste mense deesdae is dit hulle selfoon. En ons kyk wat het deur die nag gebeur en wie het my dalk ge-WhatsApp en wie dalk my status gelaai en wat het gebeur en ons gaan deur al die notifications, ons gaan deur al die boodskappe en as daar tyd is gaan ek dalk by die Here uitkom. Groot Christene, luister baie mooi, groot Christene, of kom ek sê goeie Christene, spandeer tyd saam met die Here. Partykeer in die oggend, partykeer in die aand en partykeer op pad werk toe, partykeer op pad klas toe. Groot Christene spandeer tyd saam met God eerste ding. Die Bybel is nie voorskrifklik oor wanneer jy tyd saam met die Here moet spandeer nie. Maar die beskrywing is oor en oor eerste ding in die dag. En daar's 'n beginsel reg deur die Bybel, die beginsel van eerste. En die beginsel is, wat ook al jy eerste, gee die eerste en die beste van iets vir die Here en hy seën die res. As jy die eerste en die beste van jou dag gee vir die Here, dan seën hy die res. Jesus sê, nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ons Vader reageer op die dinge wat ons in persoon doen, in persoonlik en verborge wat niemand sien nie. Die persoonlike toewyding en dade van geregtigheid, dit bring God se hart in beroering. Daar is 'n direkte korrelasie tussen jou persoonlike toewyding en jou geloof, hoe sterk jou geloof is. As jy aandag gee aan hierdie, dan is jou geloof sterker. As jy nie 'n gewoonte kweek in hierdie rigting nie, dan sukkel jou geloof. En jy moet doen wat nodig is om hierdie gewoonte te kweek. Kry vir jou alarm wat nie 'n snooze button het nie. Kry iemand wat jou help wakker maak en waar jy uitgooi of wat ook al. Doen wat nodig is om hierdie gewoonte te kweek.
Ek weet van een nou wat swak in dissipline was. En hy het gesê, ek wil eerste ding, ek wil tyd spandeer, maar hy het elke oggend aan die slaap geraak. En later het hy op die bad se rand gaan staan met sy Bybel. En hy het geweet, sy vlees gaan nie dan aan die slaap raak, en dan val hy en stamp sy kop in die bad nie. Nee, hy het wakker gebly en hy die Bybel begin lees, tot hy hierdie gewoonte begin kweek. En doen wat nodig is. Ja, dit is moeilik. Ja, dit gaan tyd vat. En dit gebeur nie net in 21 dae nie. Vir party mense vat dit maande. Maar doen dit en kweek die gewoonte tot dit outomaties word en net deel is van jou lewe. Die tweede ding is, verwyder die gemors. Dis die beginsel van transformasie. Ek en jy kan nie groei geestelik deur net goeie dinge by te sit nie. Ons moet ook die slegte dinge uit ons lewe uithaal. En dit is belangrik dat ons hierdie dinge doen. Ons moet die dinge wat nie daar hoor nie, moet ons uithaal. Hebreërs 12 sê, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik. Daar is sonde wat ons moet laat gaan en wat ons moet neerlê en waarvan ons moet bekeer, maar dan is daar ook dinge wat ons verstrik. En dis nie noodwendig slegte dinge nie, dis baie keer 'n app op jou foon. Dis baie keer 'n gewoonte wat jy aangeleer wat nie noodwendig sleg is nie, maar dit maak dat jy verstrik raak en nie kan vorentoe gaan in jou geloof nie. Dan sê hy, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Jou wedloop lyk anders as myne. Dit wat jou verstrik, dit wat die goeie dinge wat jy moet neerlê, lyk anders in jou lewe as in my lewe. Daar's baie dinge in my lewe wat ek laat gaan het. Dis nie sleg nie, dis nie verkeerd nie, maar dis nie goed vir my wedloop nie. Dit maak dat ek nie die tyd kan spandeer en die aandag kan gee en die verhouding kan bou met die Here wat dit is nie. En jy weet wat dit is. Wat is dit wat jou tyd steel? Wat is dit wat jou aandag vat? Wat is dit wat in kompetisie is? En baie keer moet jy daai dinge neerlê en daai dinge laat gaan. Romeine 12 dan skryf Paulus, hy sê, gee julle self as lewende offers. Met ander woorde, kom in die wil en gee julle self vir die Here. Leef 'n lewe wat vir hom aanneemlik is. Dit gaan oor dat jy jou lewe neerlê vir hom. En dan sê hy die volgende, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En dis 'n negatiewe opdrag en 'n positiewe opdrag. Die negatiewe opdrag is soos, moenie gelyk raak, moenie so vasgevang word in die denkpatrone van hierdie wêreld. En wat die wêreld sê is okay, en hoe die wêreld sê jy moet leef nie. En dan aan die ander kant, dat jou denke vernuwe, vul dit met God se woord. Die woord hier verander is transformasie, is metamorfose. Laat God jou verander deur sy woord, begin sy woord bedink, begin sy beginsels toepas, sodat jou lewe anders te kan lyk. En dan sê hy, hier is die belofte, dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As jy lank genoeg tussen gemors sit, dan raak jy gewoond aan die gemors. Die rede hoekom baie mense sukkel, hulle weet nie wat is die wil van die Here nie, hulle weet nie wat vir hom goed en aanneemlik is in hulle lewe nie, is omdat daar soveel gemors is en soveel denkpatrone van die wêreld en soveel uitkyk soos die wêreld en niks lyk anders te nie en hulle sukkel om vorentoe te gaan. Laat die gemors gaan, kry dit uit jou lewe uit. In Efesiërs dan skryf Paulus en sê, hou dan op. Hou dan op om te lewe soos jy vroeër geleef het. Laat die dinge gaan, hou op daarmee. Breek, laat dit gaan met die ou sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en hier is dit weer, gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Wat is dit wat jy moet neerlê sodat jy heilig kan lewe? Wat is dit wat jy moet laat gaan sodat jy heilig kan lewe voor 'n heilige God? Laat dit gaan. Dan nommer 3. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Hou op om verskonings te maak. Hou op om mense en dinge te blameer. Dis 'n gewoonte wat baie mense aangeleer het om alles en almal te blameer. Ja, dit was my ouers. Ja, dit was my onderrig. Ja, dit was die baas gewees. En dis hierdie baas ook en my vorige baas. Ja, dis die munisipaliteit. Ja, dis die regering. En hulle leer die gewoonte aan om nie verantwoordelikheid te vat vir hulle lewe en waar hulle is nie, want dit is altyd iemand anders se skuld. Hulle blameer altyd iemand anders. Een het sê, hoe spel jy blame om iemand te blame? Be lame. Begin verantwoordelikheid vat vir jou lewe. Kyk waar is jy en hoekom is jy daar en maak die veranderinge en maak die aanpassings wat. Ja, jou verlede het jou gebring tot waar jy nou is, maar jy is nou verantwoordelik vir jou lewe. Lukas 16 sê, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die groot dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in groot dinge oneerlik. Die konteks van hierdie is finansies, maar ek dink dis 'n lewensbeginsel.
Moenie dink jy gaan eers betroubaar word eendag wanneer die groot dinge gebeur nie. God kyk na jou lewe en kyk met wat doen jy met wat jy nou het in jou hand. Wat het jy nou met die geleenthede? Wat doen jy nou met wat jou geld? Wat doen jy nou met die dinge wat in jou lewe is, in die vriendskappe? En hy kan nie vir jou iets groters en beters gee as jy oneerlik is in dit nie. Maar as jy betroubaar is met wat jy nou is, as jy die hele tyd gaan verskonings maak, dan gaan dit nie gebeur nie. Neem verantwoordelikheid. Neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Een van die stories wat my 'n groot impak in my lewe gemaak het. Dit is 'n jong ou uit onlangs tot bekering gekom en hy gaan saam met ander ouens op 'n uitreik. En die leier van die uitreik, hulle stop toe ergens langs die pad by 'n garage en almal gaan badkamer toe en toe hy wag toe al vir hierdie leier en die leier kom uit en hy vat van die handdoekpapier en hy vee die sitplek af waar hy was en nadat hy sy hande gewas het, vee hy die wasbak uit en hy vee daarom en hy gooi dit in die asblik en daar het 'n paar ouens hulle goed misgegooi en hy tel dit op en hy gooi dit in die asblik. En hy maak 'n grap en hy sê, soek jy 'n nuwe werk? En die ou raak baie ernstig, toe sê vir hom, luister baie mooi. Ek is 'n disipel van Jesus Christus. En disipels van Jesus Christus los dinge beter na wat daar was. Christene volg die goue reël en doen aan ander wat hulle wil hê aan hulle gedoen moet word. En as hierdie my garage was, sou ek wil hê dat mense dit optree. En meer as dit, iemand gaan na my hierdie badkamer gebruik en ek wil hê dat hulle dit ook skoon vind soos wat ek het gevind het. Hoe lyk jou gastehuiskamer nadat jy in die gastehuis gebly het? Hoe lyk die vakansiehuis nadat jy vakansie gehou het? Hoe los jy die dinge nadat jy daar was? Los jy dinge beter omdat jy 'n disipel van Jesus is, want disipels van Jesus vat nie net verantwoordelikheid vir hulle eie lewe nie, hulle vat ook verantwoordelikheid vir ander mense se lewe. Jesus het gekom om te dien. En dis wat volgelinge van hom doen. Nommer 4. Skryf jou prioriteite neer. Dis die beginsel van duidelikheid. Hoe raak jou lewe duidelik? Indien jy dit begin neerskryf. Indien jy sê, dis wie ek wil wees, dis wat vir my belangrik is, dis die waardes wat ek wil uitleef in my lewe. Het jy dit al ooit neergeskryf? Of is dit vaag in jou lewe? As jy ooit 'n kar koop, dan partykeer as jy besluit, ek gaan hierdie kar koop, dan skielik as jy in die strate rondry, dan sien jy daai kar oral so, daar's een. Dis nie omdat hulle skielik toe daar was, hulle was nog altyd daar. Maar omdat jy gefokus is en dis wat ek gaan doen en dis in die rigting wat ek gaan, skielik sien jy baie meer van dit. En dit is belangrik dat jy hierdie dinge neerskryf. So baie keer vra ons vir die Here, wat is U wil, hoe lyk dit? Ons gebede lyk soos Psalm 25. Maak my U wil bekend, Here, leer my U paaie, wys my, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Wat is die prioriteite wat ek moet hê? Wat is dit wat moet verander? En dan kom wys die Here vir ons en ons skryf dit nooit neer en ons vergeet van dit. Habakuk 2 sê, so die Here het my toe geantwoord en hier's wat hy gesê het, skryf die openbaring neer, skryf dit duidelik op kliptafel sodat iemand dit maklik kan lees. Gaan skryf dit neer. En een van die beste plekke waar jy kan neerskryf wat jou doelwitte is en wat jou prioriteite is in jou kalender. Jou kalender reflekteer wat jou prioriteite is. En as jy nie jou doelwitte eerste in jou kalender skryf nie, gaan ander mense vir jou agenda binne in dit sit. Meer as net jou doelwitte is, wie wil jy wees? Wie is jou weesdoel? Wat is jou weesdoelwitte? Wie wil jy wees as 'n kind? Wie wil jy wees as 'n man? Hoe wil jy hê moet julle huwelik wees? En dan moet jy dit neerskryf binne jou kalender. Jy kan nie sê, ek wil 'n goeie pa wees, maar nêrens in jou kalender is daar tye uitgesit wat vir jou kinders is nie. Jy kan nie sê, ons wil hê ons huwelik moet sterk wees, maar nêrens in jou kalender is dit 'n prioriteit gemaak nie. Jy kan nie sê, ek wil 'n goeie student wees, maar nêrens is daar tyd uitgesit om te leer nie. Jy kan nie sê, ek wil naby die Here leef, maar nêrens is daar tyd uitgesit om tyd saam met die Here te spandeer, om saam met sy mense te kom en te bid en maskers af te haal en te vertel wat aangaan in jou lewe en te sê, kom help vir my, bid vir my. Jy kan nie sê, jy wil dien en jy sit nêrens tyd in dit en jy gebruik nie jou gawes en talente en nêrens in jou kalender kry dit aandag. Maak dit 'n fokus, skryf dit neer, so dit deel kan wees. Psalm 90 sê, leer ons daar so gebruik, dat ons wysheid bekom. My en jou dae is min. Die Bybel sê ons lewe is 'n damp. Dit is vinnig verby. En ons het nodig om, as jy, maak tyd vir die Here. Maak tyd vir daai goeie en diep vriendskappe. Maak tyd om jou gawes en talente te gebruik, om te dien in die koninkryk, om te sien dat die koninkryk kan vorentoe gaan. Maak tyd om te bid, maak tyd, want dit gaan nie net outomaties gebeur nie. En dit bring my dan by nommer 5 wat sê, doen dit nou. Doen dit nou. Hou op, uitstel.
Hou op sê, ek sal nog by dit kom, ek sal later kom. Hou op wag vir die gevoel. Gevoelens is nie 'n goeie dryf nie. Dit is sterk, maar dit is nie 'n goeie dryfveer nie. Moenie wag vir dit nie. Spreuke 24 sê, ek het by 'n lui mens se land verbygestap, by 'n onverstandige mens se wingerd. En hier is die rede hoekom hy lui was en onverstandig. Dit was heeltemal oortrek van die onkruid, toegegroei onder die bossies en die klipmuur was omgeval. Heel moontlik het hy 'n goeie intensie gehad dat hy wil genoeg druiwe hê. Heel moontlik het hy 'n goeie intensie gehad vir 'n goeie oes, maar hy het nie die werk ingesit wat nodig is sodat dit kan gebeur nie. Toe ek dit sien, het ek daaroor nagedink en ek het daaruit geleer. Ek het geëvalueer, ek het dit dalk neergeskryf en ek sê, okay, wat is dit wat ek kan leer uit dit wat ek hier gesien het? En hier is wat ek geleer het. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie hande vou om te slaap en daar kom jou armoede aangestap. Daar oorval die gebrek jou soos 'n inbreker sonder dat jy dit kan keer. Dit kom soos 'n inbreker, jy sien nie en net voor jy dit kry is dit daar. Hanteer die moeilike dinge eerste. Hanteer die ongemaklike dinge eerste. Te veel mense het 'n ongemaklike of dis soos iets wat ek moet doen, maar ek is nie lus daarvoor nie, so ek gaan net eers bietjie op sosiale media wees. Ek gaan net eers 'n bietjie voor die TV lê. Ek gaan net eers 'n bietjie op my bed lê. Ek gaan net eers 'n bietjie TV kyk. En in die proses kweek jy 'n gewoonte in jou lewe dat wanneer daar moeilike en ongemaklike dinge is om te doen, dan staan jy terug en jy stel bietjie uit en dit word jou lewe. Tel jou klere nou op in jou kamer. Dit vat dieselfde hoeveelheid moeite en tyd as wat jy dit doen oor 3 dae. Maar met minder nag dalk van jou roommates en van jou ma af. Doen dit nou. Hoekom moet dit 3 dae daar hang? Ek weet jy wil dit lig gee, maar regtig, berre dit. Gooi dit in die wasgoedmandjie, doen dit nou. Hou op uitstel, hou op sê ek gaan later by dit uitkom. Doen wat nodig is. En die gevaar is dat ons so in werk kan ingaan as gevolg van hierdie. En dis hoekom punt 6 is, skakel af. Dis nodig dat jy iewerste rus. God het 'n opdrag gegee. In die 10 gebooie is dit vat werk 6 en rus 1. Werk 6, nie lê op Facebook rond en doen so min as moontlik nie en dan moet ek skielik inhaal nie. Nee, werk 6 en rus 1. Dis 'n beginsel wat God neergelê het. Dis 'n geloofsding. Ons leef in 'n wêreld wat hande klap en sê, kyk hoe ouens, hulle werk die hele tyd, hulle hou nooit op nie. En in die proses volg ons nie 'n beginsel van God nie. Hebreërs skryf, daar wag is nog steeds 'n Sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan, en hier is die ding, beywer, dit gaan moeite vat, om in daardie rus in te gaan. Sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Dit gaan moeite vat, want hier is die ding, dis nog altyd 'n geloofsding. Die Sabbat was nog altyd 'n geloofsding. Dis soos om te rus wanneer al die ander ouens werk. Maar wat as hulle voorkom en wat is dit? Dis 'n geloofsding om te sê, okay, ek vertrou die Here se beginsels. Ek vertrou dat hy sal voorsien. Ek vertrou dat ek meer gedoen sal kry in 6 dae met die krag van die Here en die genade van die Here as wat daai ou en in sy eie krag in 7 dae gedoen kan kry. Dit was nog altyd die plan van die Here, om te sê, luister, julle moet anders te wees as die ander volke. Die ander volke hou nooit op met werk nie, maar my volk vertrou op 'n God wat voorsien, en hy sê werk 6 en rus 7de dag. Ja, Pieter Max se student, werk 6 en rus 1, leer dit nou. Moenie dink jy gaan dit leer as jy eers begin werk nie. Leer dit nou. En kyk wat is die hand van die Here, deurdat jy hierdie gewoonte begin kweek in jou lewe reeds nou. Markus 2, dan sê Jesus, verder het hy gesê, die Sabbatdag is vir die mens gemaak en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die seun van die mens, Here, ook oor die Sabbat. Die Sabbat is vir die mens gemaak. Toe God vir Adam en Eva geskep het, die heel eerste volle dag wat hulle op die aarde is. En die Here het sê, okay, ek wil julle met die aarde bewerk en ek wil julle moet voortgaan en julle moet hierdie dinge doen. Maar die heel eerste volle dag, toe Adam is soos, okay, let's go. Toe sê God, wow, dis die 7de dag, ons gaan rus. Ons gaan rus. Want ons begin vanuit die rus van God. En ons leef vanuit dit. Hierdie is die eerste dag van die week. Die Sabbat in die Ou Testament is die Saterdag.
Maar in die Nuwe Testament, die gelowiges op die dag van die Here, dit is die Sondag, die eerste dag van die week, die dag waar die Here opgestaan uit dood, die dag waar die Heilige Gees uitstort, het hulle begin vier die opstanding van die Here en begin vier die werk van die Here. En so wanneer ons by mekaar kom op 'n Sondag in die naam van Jesus, begin ons eintlik ons week. En dis weer eens die beginsel van eerste. Ons stel hom eerst in ons week en ons vertrou hom vir die res van die week. Dis okay om jou foon af te sit, een keer 'n week. Dis okay dat almal jou nie in die hande kan kry nie. Ek en jy is nie gemaak om die hele tyd beskikbaar te wees nie. As jy 'n goeie pa wil wees, is dit nodig dat jy van jou e-mail en jou foon afklim en 'n pa wees vir jou kinders. Dis nodig dat jy saam met ander gelowiges kom en die Here aanbid. Dis nodig dat jy rus en 'n middagslaapie vat. En pudding weer later eet as jy nie vas nie. Dis nodig om verhouding te bou met jou mense. En dan te sê, okay, ons gaan weer. Dis okay dat jy nie vandag beskikbaar is nie en môre weer aangaan. My rustdag is op 'n Maandag. So ek sukkel om my in die hande te kry, maar dis die rede. Natuurlik gebeur daar krisisse en jy moet dit hanteer, dis deel daarvan. So wat nou? Eerste ding is besluit wat is belangrik. Wat is belangrik? Te veel mense se lewe word gerig deur wat dringend is en nie wat belangrik is nie. Besluit wat is belangrik in jou lewe en maak dit 'n prioriteit. Gee dit aandag en gee dit tyd en plek in jou kalender. Besluit wat is belangrik. Besluit wie wil jy wees. Besluit wat wil jy bereik. En dan begin die gewoontes skweek wat jou daar gaan uitbring. Paulus skryf, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Hy is die fokus. So dit wat ek gedink is okay, is nie meer nie, want hy is die fokus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ek wil hom ken. En dis, daar's meer waarde in dit. Glo jy dit? Glo jy dit van jou lewe? Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. So ek wil jou aanmoedig. Wat is daai een slegte gewoonte wat jou lewe gaan verwoes later? Skryf dit neer en breek dit. En dan kyk uit een van daai 6 dinge wat ek genoem het. Wat is die een ding waaraan jy moet aandag gee? Wat ervaar jy? Druk die Gees op jou hart. Ek moet aandag aan hierdie ding gee. En dan begin jy dit doen. Maak dit prioriteit, besluit wat is belangrik. En dan evalueer gereeld. Bou ritmes in jou lewe in wat jy kan evalueer. Is ek nog in lyn met wat my doelwitte is? Dis soos wheel alignment vir jou kar. Is ek nog daar of gaan jy aan die einde van die jaar kom sien, ek is op heeltemal 'n ander plek. Jy bou ritmes in wat jy het evalueer om te kyk, is ek nog besig met die dinge wat die Here gesê het is belangrik. 2 Korintiërs sê dit so, nou wil ek ernstig met julle praat. Gaan kyk 'n slag deeglik na julle eie lewe. Glo julle nog? Is Christus regtig in julle? Is Christus regtig 'n prioriteit in jou kalender? Is Christus en sy kerk en sy koninkryk regtig deel van wat jou lewe is? Of het jy God net bygesit by jou agenda? Miskien wil God iets baie groters doen en het jy 'n groot droom en 'n groot visie en is nodig dat jy hierdie gewoontes begin kweek wat deel is en wat belangrik is en wat jou daar gaan bring. So ek vra die vraag. Die gewoontes wat jy nou het, die gewoontes wat jy nou toepas, gaan dit die leefstyl kweek wat jou nader aan die Here gaan laat groei. Gaan die gewoontes van jou lewe bydra dat aan die einde van die jaar meer mense die Here Jesus Christus aangeneem het as Here en Verlosser. Dat meer mense gehoor het van die vergifnis en die genade en die verlossing wat is in Jesus Christus. Gaan jou gewoontes bydra dat die kerk gedien word en gebou word en gestig word. Gaan jou gewoontes bydra dat jy sterker en dieper verhouding met die Here het. Gaan jou gewoontes bydra, dat as jy aan die einde van die jaar kom, en miskien aan die einde van jou lewe kom, en jy voor God verskyn, dat hy sal sê is, goeie en getroue slaaf, welgedaan. Wat is dit wat jy wil bereik? Wat is dit wat jy wil doen? En is jou gewoontes in lyn om jou daar te bring? Of gaan dit maar net nog 'n jaar wees? Gaan dit net nog 'n jaar wees en jy word net ouer, en die maande gaan net verby. Dis jou besluit. Dis jou keuse. Dis 'n uitnodiging van die Here. Die Here Jesus het alles gedoen, sodat ons in 'n verhouding met hom kan hê. En dat hy in en deur ons kan werk, om oneindig meer te doen, as wat ons kan bid, of dink, of droom. En hy wil mense soos jy en soos ek gebruik, om sy plan en sy genade bekend te stel in hierdie wêreld.
Wat is dit wat jy moet doen? Kom ek bid vir julle. Vader, U alleen ken elkeen van ons se lewe. U ken die detail daarvan. U ken die omvang daarvan. U ken die uitdagings daarvan. En ek wil kom vra dat U deur die Gees vir ons sal wys, wat is die een ding van hierdie 6 dae waaraan ons moet aandag gee? En ek wil kom vra, Here, wil U nie vir ons die geloof gee om te doen dit wat U vir ons vra om te doen? Dat ons U sal vertrou, dat ons U beginsels en U woord sal vertrou. Sodat ons lewe aan die einde van die jaar anders sal lei. Sodat die impak wat ons maak anders sal wees. Sodat die verandering wat gebeur in ons stad, in ons provinsie, in ons land, in die wêreld anders sal wees. Here, ons het U genade nodig. En dankie vir U genade. Dankie vir die genade wat in die Here Jesus is. Aan die een kant vir verlossing, maar ook om hierdie bonatuurlike lewe te leef. En U te volg met ons hele hart. Kom help ons, Here. Ons het U nodig. En ons eer U en ons prys U. In Jesus naam. Amen.